Goeiedag, het is verskriklik lekker om hierdie geleentheid, juist met jou, ook te kan deel. Hierdie is 'n voorafopname vir 'n nagmaalsdiens hier aan die begin van Pinkster en ek hoop werklik dat hierdie geleentheid ook vir jou nogal baie sal beteken. Die Here sê, ek is die woord wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Amen. Genade en vrede van God die Vader en Jesus Christus, ons Verlosser. En dit alles gebeur deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die gedeelte wat ek vandag saam met jou wil lees, kom uit 1 Korintiërs hoofstuk 10 van vers 14 tot vers 22. Rondom hierdie tema van ons hou mekaar vas by die tafel, by die nagmaalstafel. Mense wat in Christus saamgebind is, wat mekaar uiteindelik ook in ons verskeidenheid vashou. Mekaar vashou terwyl ons ook ruimte vir menswees vir mekaar gee. So wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God, sê Johannes 8, vers 47. Kom ek bid saam met jou. Hemelvader, baie dankie dat ons in die naam van Jesus ook by mekaar kan wees, en dankie dat ons die voorreg het om te luister na u woord. Dankie dat u ons wil bemoedig, wil bemagtig binne in die konteks waarbinne elke ene van ons ook lewe. Ons lewe in uitdagende tye, maar so was dit deur die eeue nog altyd, en ook binne in hierdie periode, in hierdie fase, Here, waarin ons nou is, weet ons dat die druk ook geweldig kan wees, en ons bid dat die deur die Gees ook elke dag vir ons sal lei, ons sal toerus, terwyl ons deur die Gees ook die sekerheid het dat Jesus Christus, ons Here, aan wie al die mag in die hemel en die aarde is, dat hy ook by ons is. Here, seën ons dan ook rondom die woord en wil u verheerlik word in Jesus naam. Amen. Ek lees graag vir jou in 1 Korintiërs 10 vers 14 tot vers 22. Dan moet jy net so 'n bietjie vir jou 'n prentjie maak van 'n liefdesdriehoek. En iets van jou gevoel wat jy mag hê as jy dink oor liefdesdriehoeke, en watter mate dit dalk vir jou ook enigstens kan irriteer. Want 'n liefdesdriehoek het mos hierdie negatiewe konnotasie aan hom. Twee mense wat aan mekaar verbind is, en dan iemand anders wat uiteindelik ook insluip, 'n derde persoon binne in hierdie verhouding in, en dit dan op 'n manier ook saboteer en geweldige groot skade kan aanrig. Daarom, my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ek praat soos met verstandige mense. Oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging, waarvoor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Kyk na die volk Israel. Het diegene wat van die offers eet dan nie deel aan die altaar nie? Wat bedoel ek hiermee? Dat 'n afgodsoffer tog iets is, of dat 'n afgod iets is? Nee, maar wat hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en aan die tafel van demone nie. Of is ons besig om die Here jaloers te maak? Is ons dan sterker as hy? Die tema waaroor ek met jou praat, soos ek jou gesê het, is een brood, een liggaam, maar dan die subtema van ons hou mekaar vas aan die tafel van die Here. Een brood, een liggaam, die ander besef deur die Gees in Christus ook aan mekaar gegee, geskenke wat ook aan mekaar gegee is.
Teks wat onwillekeurig nogal by my opgekom het, was vanuit die bergpredikasie in Matteus hoofstuk 6, vers 24, wat sê, niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. God verdra geen liefdesdriehoek as dit gaan oor hom nie. God verdra geen liefdesdriehoek in sy verhouding met sy kinders nie. God eis, soos die 1983 vertaling sê, onverdeelde trou aan hom. Dis wat hy vra. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld of enige afbeelding maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde of in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Het ook gesê het dat die Here is 'n jaloerse God. Hy is 'n jaloerse God. Hy wat syne is uiteindelik syne. In die koninkryk, die krag en die heerlikheid behoort aan hom. En dit beteken dat die Here ook totale lojaliteit en toewyding aan hom vereis. As 'n mens in 'n verhouding met die Here staan, en dis mos die voorreg wat ek en jy het, is dat ons in 'n persoonlike verhouding met God kan staan in Christus Jesus, dan beteken dit, ons verstaan, die prys is vir ons betaal, ons het nuwe eienaarskap binne in ons lewe, en as ons daar nuwe eienaarskap in ons lewe is daar ook deur die Gees nuwe bestuur binne in ons lewe. Ons het van een vorm van bestaan oorgegaan na die ander een toe, en dan vra dit vir totale lojaliteit en toewyding. Soos wat iemand gesê het, gedeelde lojaliteit is geen lojaliteit nie. As jy lojaliteit deel, dan beteken dit, jy is hoegenaamd glad nie lojaal nie. So die vraag wat ons eintlik vra, ook rondom die nagmaal en alles, en sommer net in terme van ons gelowige wees, ons gelowige mens wees, is om te sê, maar wie sin is ons? Wie sin is ons? Is daar 'n kruisie op jou vingerafdruk? Om te sê dan, ons behoort aan Jesus. Ons identiteit is in Christus Jesus. En daarom beteken dit, gelowige mense kan met afgode niks te doen hê nie. Jy kan nie met enige vorm van afgod iets te doen hê nie. Jy kan nie iets te doen hê met enige iets wat jou aandag van God aftrek nie. Jy kan nie iets te doen hê met iets wat besig is om jou te keer, om die Here te dien met onverdeelde trou nie. Die vriend wat jare terug vir my voor in die Bybeltjie geskryf het, 'n hart wat onverdeeld aan die Here oorgegee is, bring 'n heilige en 'n vrugbare lewe voort. Aan die ander woorde, as dit gaan oor afgodediens of daardie tipe van ding, of iets anders wat in die plek van die Here wil staan, beteken dit, vlug daarvan weg, soos van 'n groot gevaar. Vlug weg van daardie dinge. Vlug weg, hardloop weg van daardie dinge wat jou aandag van die Here af kan aantrek. Of aftrek. En as dit nogal belangrik uit vers 16 en vers 17, as 'n mens dink ook aan jou behoort aan. Jou behoort aan. En in die rol wat die nagmaal uiteindelik ook hier binne in speel, aan hierdie behoort aan die Here. Die bevestiging van behoort aan. In vers 16 en vers 17 in 1 Korintiërs 10 sê ook iets daarvan. Die nagmaal, eenheid en gemeenskap, kom met die eed van die nagmaal tussen die gelowige en Jesus tot stand. Wanneer ons eet en drink en deel het aan die nagmaal, dan kom daar en deel het aan die brood en die wyn, dan kom daar eenheid tussen ons en Jesus tot stand. Nogal belangrik, binne in die vroeë kerk, dat die nagmaal gevier was as deel van 'n gewone soort van ete wat ouens sou gehad het. Wanneer gelowige mense bymekaar gekom het, en onthou nou, daardie gelowige mense was 'n
geweldige groot verskeidenheid gewees in daardie tyd van mense uit elke volk en stam en taal en nasie wat vanuit die Pinkstergebeure uit tot geloof gekom het, 'n verskeidenheid van mense en met verskillende tye partykeer ook uiteindelik by mekaar kon kom, maar dit was dus deel gewees, die nagmaal was deel van die gewone ete gewees. En dan het dit gesê, al is daar 'n verskeidenheid van mense, almal van hulle saam, dan het dit nie beteken dat jy hierdie gemeenskapsmaaltyd en nagmaal geleentheid eintlik sommer saam met enige iemand hê nie. Die geloof in Christus Jesus is dit wat jou uiteindelik ook saambind. Die feit van om te weet uiteindelik aan wie jy behoort. En saam eet. Daai saam eet, daai saam gebruik, het uiteindelik ook gewys van wie jy deel is. Het gewys, as ek hierdie woorde kan gebruik wat iemand by geleentheid gebruik het, dat jy voels van eenderse vere is, sonder om dan op 'n manier uitsluitend te wil wees. Belangrik, Jesus was, wanneer hierdie gemeenskapsmaaltye, wanneer hierdie nagmaal gevier is, wanneer die brood gebreek is, wanneer die wyn gedrink is, was teenwoordig in die nagmaal. Dit is mos maar ons belydenis dat hy teenwoordig is in die nagmaal. Saam eet, drink van sy liggaam en bloed. Die belydenis daaruit is, ons behoort aan mekaar, omdat ons aan Jesus behoort. En saam met Jesus vorm ons een gemeenskap. Dis wat die nagmaal met ons kom doen, is vorm uiteindelik een gemeenskap. Ons behoort aan mekaar, omdat ons aan Jesus behoort. Ons het almal deel aan hom. En as ons deel is van hierdie gemeenskap, dan is ons uiteraard 'n tipe van 'n alternatiewe gemeenskap met ander waardes, wat uiteindelik anders en ook nie binne in die wêreld optree en behoort aan sê uiteindelik dat ek nie ook in 'n liefdesdriehoek kan gaan waarin ek in 'n verhouding met God kan staan en aan die ander kant ook in 'n verhouding met, soos die 2020 vertaling dan sê, met demone nie, of met die duiwel in 'n verhouding kan staan nie. Met my een voet by die Here en aan die ander voet ook half in 'n wêreld waarin God, wil mense sê, nie tuis kom nie. Daarom hou ons, en dis belangrik, hou ons in ons verskeidenheid, maar ook in ons geloofseenheid mekaar vas rondom die tafel. So ons is verskeidenheid. Ons is nie dieselfde nie. Wanneer ons so, wie by ons nou as twee gemeentes, 'n NG Kerk en 'n Hervormde Kerk, by mekaar kom en saam nagmaal hou, dan is dit boonbehalwe ons gewone verskeidenheid in terme van ons menswees, so daar dalk ook bepaalde verskeidenheid kon wees, waar 'n mens ook van gebruike, waar binne in 'n mens ook ruimte sou moet maak. Maar dan oorskry die geloofseenheid uiteindelik ook hierdie verskeidenheid wat 'n mens het. Dit kom dit te bowe. En dit is waar, nie alleen van binne in 'n kerkkonteks soos by ons nie, maar in die samelewing is dit waar, van waar Christene en mense by mekaar kom, dat daardie geloofseenheid so geweldig belangrik is. En saam, wil 'n mens dan kan sê, bied ons weerstand in die wêreld. Bied ons weerstand in die wêreld teen kompromie. Kom hou ons mekaar in getuienis vas. In ons roeping kom hou ons mekaar vas. As 'n mens dink aan die agtergrond van 'n teks soos hierdie, dan is dit belangrik om te verstaan dat vanuit Paulus se verstaan het afgode en die vleis van afgode en al daai tipe van afgode uiteindelik nie veel beteken nie. En nou is die probleem gewees is dat mense gedink het dat jy met jou vriende ter wille van vrede en vriendskap half maar saam na die tempels van die afgode dienaars toe kon gaan.
diegene wat afgode gedien het, want afgode bestaan ons maar nie uiteindelik nie. En Paulus sê, maar dit werk nie heeltemal nie. Want uiteindelik beteken dit, wanneer jy daai offer bring, dit soontoe vat, dat jy jou assosieer uiteindelik met dit, wat daar besig is om te gebeur, wat nie tot eer uiteindelik ook van die Here is nie. Want die gevaar is dat hierdie kompromie, om deel te wees, om sommer net saamgesleer te word met ander mense, omdat jy gelukkig en tevrede wil hou, loop uit op 'n tipe van 'n onhoudbare, onmoontlike liefdesdriehoek tussen God, tussen mens, God en die duiwel, as 'n mens wil. In die gemeenskap deur offer wat so tot stand kom, bind die offeraar, met ander woorde, sy persoon en sy optrede aan daardie God van hom vas. En om deel daarvan te wees, is om dit deel, om deel te hê in 'n wêreld waar afgode is, deel te wees in 'n wêreld waarin God nie wil tuiskom nie, beteken, en waarin Christus nie sou tuiskom nie, beteken dat jy jouself assosieer daarmee en kompromieë maak in 'n wêreld wat nie aanvaarbaar is nie. Maar wat vier ons vandag ook, wanneer ons byvoorbeeld by 'n nagmaal uitkom? Ons vier ons verbondenheid met Christus. Dis die belangrike, wat vanuit hierdie hele gebeure en vanuit hierdie teks inderdaad ook na vore kom. Ons vier ons verbondenheid met Christus. Die verbondenheid met Christus is 'n werklikheid wat ons kry in Christus deur sy Heilige Gees. Dis die verbondenheid wat ons met Christus het. Daardie belewenis van eienaarskap van sy kant af oor ons lewe. Dis ons verbondenheid. Dit is wat ons vier, ook wanneer 'n mens, jy vier dit eintlik jou hele lewe lank, maar ook wanneer jy by 'n nagmaalsgeleentheid sou kom. Jy vier jou verbondenheid met Christus. Aan die ander kant vier ons rondom die tafel ook 'n eenheid met mekaar. Want ons is verskillende mense, maar gelowige mense wat uiteindelik ook by mekaar kom, en wanneer ons by mekaar kom, dan vorm Christus ook hierdie eenheid, hierdie deel aan sy liggaam, aan sy bloed, maak dat daar 'n tafel eenheid uiteindelik tussen ons is. En wanneer dit gebeur, en ons die gemeenskaplike eenheid met mekaar beleef, wanneer dit gebeur, dan vier ons ook die gemeenskaplike getuienis aan wie ons behoort. Want ons lewer getuienis. Ons eenheid lewer reeds getuienis. Dit lewer getuienis. Dit vertel iets uiteindelik van ons. Dit vertel uiteindelik iets van hom aan wie ons behoort. Want ek wil terugkom na my driehoek toe. En dit is om te sê, maar God, die liefdesdriehoek, God wil ons aandag en lojaliteit met niks, met niemand op hierdie aarde kom deel nie. Hy wil dit nie doen nie. Want ons is koninkryksburgers in hierdie wêreld. En ons is volledig op hom uiteindelik aangewese. En sy koninkryk moet binne in ons lewens kom. My vraag daarom eintlik is nogal die probleem is dat ons, of die uitdaging as jy wil, of die geleentheid as jy wil, is dat ons binne in 'n wêreld lewe waarin ons aan soveel dinge, soveel mense, soveel gewoontes blootgestel word. En dan is die vraag nogal, in watter mate 'n mens meegesleer word binne in hierdie proses, en jy sal jou eie lewe en jou wêreld ken, waarin jy meegesleer kan word binne in 'n proses, waarin jou tyd, jou geld, jou energie, jou aandag, jou denke, meegesleer word en weggesleer word, in 'n wêreld in wat glad en hoegenaamd nie Gods verheerlikend meer kan wees nie. En waar jy ander ter wille kan wees in so 'n mate dat jou alternatiewe lewenstyl daarmee sou
kon verdwyn. En as ek teruggaan daaraan, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie geld, werk, ideale, media, alles verhef tot 'n situasie waarin God uiteindelik nie meer die middelpunt van jou bestaan is nie, en hy nie meer die hoogste gesagpersoon binne in jou lewe is nie. Dan beteken dit, as jy jouself weggegee het, dat jy jouself ook weer enigstens moet kan terugkry, en dat 'n mens weer jou fokus binne in hierdie liewe wêreld waarbinne in ons lewe ook weer moet terugkry. Want die beginsel is mos, soek eers die koninkryk van God, soek sy geregtigheid en weet dan, dat al die ander dinge vir jou ook bygevoeg sal word. Dit is lekker, vir my baie lekker, as ek gaan nagmaal hou, saam met gelowiges van my gemeente waarvan ek deel is, en die ander gemeente waarvan ek ook deel is in 'n gesamentlike, in 'n samewerkingsooreenkoms, dat ons almal ook saam is. Terwyl ons ruimte het vir mekaar, beleef ons ook die eenheid wat ons met mekaar het, werk ons en kan ons werk aan 'n gemeenskaplike getuienis binne in die wêreld van geloof, 'n wyeer geloofsgemeenskap wat ook wyeer is as ons binne in die omgewing waar ons is en die ander mense met wie ons uiteindelik ook in aanraking kom om iets van God se heerskappy binne in die wêreld te vergestaal. En ek bid regtig dat ons as geloofsgemeenskappe binne die wêreld mekaar die hele tyd ook sal vind en 'n getuienis sal lewe, sodat diegene wat buite staan en arm is, ook in terme van die geloof en getuienis, ook kan deel word van die getuienis wat ons het, en ook 'n nuwe identiteit in Christus Jesus werklik kan beleef, en dit ook kan uitleef tot eer van God en sy koninkryk. Hemel Here, baie dankie dat U ons roep tot geloof, dat dit nie vanselfsprekend is nie, dat U Gees ons oortuig het verander het, dat die opstandingskrag van Christus werklikheid geword het, dat Jesus wat in die hemel is, ook die hoof is van die kerk, en ook hoof is van ons en oor ons heers, en by ons teenwoordig is elke dag. En dankie dat U ons dan ook toerus met U Gees om diensbaar te wees waar ons kom, Here, en dankie dat ons weet U wil alles uiteindelik binne in ons wees, en U wil alles vir alles wees. Here, dankie dat ons vooruit kan kyk na U droom, in die geleentheid om eendag ook saam met U te kan wees, en te kan aansit saam met U aan die tafel, want U het beloof dat U nie weer van die wyn sal drink, voordat U die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van God nie. Dankie dat al staan die nagmaal in die teken van lyding, dat dit vir ons 'n vreugdefees kan wees, dat dit ons help om te onthou, dat dit 'n verbondsmaaltyd, 'n gedagtenismaaltyd is. Here, toekomsgerig, ons vier dit, en ons vier mekaar in die geloof binne die ander wat saam met ons ook op hierdie pelgrimsreis na die ewigheid is. Ons verheerlik U in Jesus naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Mooi bly.